Hoe ongelooflik is dit om te weet dat God kies om hier by ons te wees. God kies om homself vindbaar te maak. God kies om ons hier saam te bring. Dat ons mekaar ook kan herinner wie hy is en hoe hy is en hoe hy vir ons is. Kom ons raak 'n oomblik stil en dan gaan ons met 'n interaktiewe manier mekaar groet. Daar waar daar 'n V is, gaan ek praat die voorganger en julle gee die gemeente en ons gee vrede aan mekaar. Die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Ek gaan 'n gedig lees van Koos van der Merwe. Ons raak bewus van God wat die skepper God is. Genesis God, planter van die iets uit die niks in die niks. Swerwer gees oor die donker, oorvol waters. Besoek my leë, dooie feit met u makende gedagtes. Tot u, en dit was goed, ook my donkerte tot lig verklink. Kom ons bely dan nou ook ons geloof hardop saam. En ek weet baie keer dan dink ons hierdie moet ons met toe oë doen, so asof ons dit nou moet ken. Maar dit is my altyd ongelooflik as ons dit met oop oë doen. Dat ons, en daar waar jy die woorde ken, ons sê dit moes al baie gesê, wil jy nie sommer net oogkontak maak met enige iemand nie, dan sê jy vir iemand, maar dis wat ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 139. Julle is baie welkom om julle Bybels daar oop te maak as julle dit wil saam lees. Maar voordat ons gaan lees, wil ek ons net vir 'n oomblik stil raak en met die Here praat. Here, hier kom ons met ons woorde van lof. En ons eintlik probeer om 'n grootse klank te maak en dan partykeer dan kom ons agter, maar ons kry dit nie so heeltemal reg nie. Ons kry dit nie reg om u lof te besing sodat u die lof kry, die lof wat u toekom nie. Maar dankie dat u tog kies om in ons lofsange te woon, dat u kies om hier te wees as ons saam is, dat u kies om te praat wanneer ons Bybel lees, dat u sprekend teenwoordig raak elke liewe keer wanneer ons die woord oopmaak. En daarom wil ons nou vir u vra, Heilige Gees, praat met ons, praat deur ons en praat ook vir ons. Dankie dat ons ook kan sê so Samuel van ouds, spreek Here, u kinders luister. Amen. Het jy geweet God speel nie wegkruipertjie nie? Dis nou een speletjie wat hy nie baie goed in is nie, of hy's baie goed daarin. So hy kan nie eintlik saam met jou speel nie, want hy weet presies waar jy is. Maar met dit in gedagte wil ek nou vir jou weet, wie van julle het wegkruipertjie gespeel toe julle kinders was?
Weet, een van my lekkerste speletjies was donkerkamertjie. As ons as gesin saam donkerkamertjie gespeel het. Ek kan nou nog daai absolute opgewondenheid ontdek as jy jou wegkruipplek gekry het en daai doodse stilte as die persoon die vertrek binnekom en jy so stil staan as wat jy kan staan en so stil asemhaal as wat jy kan asemhaal sodat jy net nie betrap word of gekry word nie. Wat is jou gunsteling wegkruipplek gewees? Wil jy nie onthou nie? Onthou waar het jy graag weggekruip? Dink gou daarin en dan sê sommer vir die persoon langs jou wat jou gunsteling wegkruipplek was of dalk is. Miskien wil jy nie nou sê nie. Dalk het jy so goeie wegkruipplek dat jy nie nou wil vertel nie. As die wat saam met jou wegkruipertjie speel in die kerk is vandag nie. So wie het graag onder die bed wegkruip? Weet, ons het so kas gehad, as jy so bo in die kas geklim het en doodstil gelê het, of agter die gordyne, wie sou graag agter die gordyne weggekruip het? Ons gaan vanoggend Psalm 139 lees. Ek dink Psalm 139 is een van daai psalms wat mense eintlik soos 'n lekker winterkombers om jou wil toevou. Ons gaan hom vanoggend saam lees. Ek gaan so 'n paar verse lees, dan gaan ons 'n bietjie praat en dan gaan ek weer 'n paar verse lees. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Ons vra baie keer die vraag, maar wie is ek? Jy wonder dalk soms, maar wie is jy nou regtig? Is jy jou Myers en Briggs? Is jy ENFP? Of is jy jou enneagram nommer 4 of nommer 5? Is jy 'n palmboom of is jy 'n roosboom? So ons wil baie keer weet, maar wie is ek? Wie is jy? En ons probeer, ons identiteit vind in allerlei maniere. En partykeer kruip ons weg agter wat ek het. My besittings, my beroep, jou status, jou vriende, jou besig wees. As jy vir jouself eerlik moet sê, wie is jy? Wie is jy regtig? Wat is jou antwoord? Wat is jou eerlike antwoord? Dit klink vir my asof die digter van hierdie psalm ook op 'n manier op daai plek gekom het waar hy vir homself moet sê, maar wie is ek? En is asof hy op 'n manier gekonfronteer geraak het met homself. Dat hy self in homself in vasgehardloop het. En dit het hy gedoen in die teenwoordigheid van God. Die mense wat skryf oor die psalm wonder baie, maar wat se tipe psalm is dit? Is dit 'n psalm, 'n asielpsalm? 'n Asielpsalm is, julle onthou, daar's asielstede gewees, 'n plek waartoe jy kon gevlug het as jy nou per ongeluk iets verkeerd gedoen het en waar jy dan nou veilig is en waar ander mense jou sou soek. So hierdie ou is dalk besig om weg te kruip. En nou sê hy weer nee, dit is eintlik 'n diep persoonlike vertrouenspsalm. Maak nie saak wat die omstandighede was wat hierdie digter in was toe hy hierdie gedig geskryf het nie. Die lang storie kort is, hy kom op 'n plek waar hy agterkom, God ken hom. God, die ken hom nie net nie, hy deursoek hom
en hy ken hom. Dis die twee werkwoorde wat daar saam gebruik word. U ondersoek, u deursoek my en u ken my. Die woord in Hebreëus is yada. En yada is die woord wat gebruik word wanneer iemand baie intiem ken. Dis nie 'n ken van ver af nie, dis 'n naby ken. Dis 'n ek ken jou gedagtes. Ek weet presies wie jy is. En dis wat die digter hier ontdek. Hy ontdek God is so naby aan hom. Hy is so naby aan hom dat hy selfs weet wat hy dink. By vers 2, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Sy reisplanne, sy vakansieplanne, sy orde, sy wanorde, sy rusplek, alles ken God. God ken vir jou en God ken my persoonlik. En partykeer is dit 'n ongemaklike gevoel. Dit is 'n ongemaklike gevoel om te weet dat iemand my so goed ken. Om te weet ek is openbloot voor God. Om te weet dat hy weet. Hy weet wat jy dink. Hy ken ook daai skadukante van jou. Weet nie wie van julle het as kinders, dis een van die liedjies wat die koortjies wat my ouma ons geleer het. Soos pas op kleine oogies wat jy sien. Pas op kleine oogies wat jy sien, daar's 'n Vader in die hemel wat neerkyk op die aarde. So pas op kleine oogies wat jy sien. Pas op kleine handjies wat jy doen. Maar daai liedjie het my so het my bang gemaak. Het my verskriklik bang gemaak. En ek en my sibbers het baie keer vir mekaar gesê, weet is meer van hoor hier. Ek sien jou, maar dis nie net ek wat jou sien nie. God sien jou ook. So hierdie gedagte dat God jou sien, dat God jou ken, dat God weet wat jy dink, kan jou en my wil laat wegkruip. Dit kan jou en my laat bang voel. En dit wat my dink aan 'n storieetjie, 'n kinderverhaal wat ek gelees het. Is Margaret Wise Brown het die boek geskryf The Runaway Bunny. En die boek begin waar die hasie vir sy ma sê, ek gaan weghardloop van jou af. Sê as ek 'n voeltjie word en van jou weghardloop. So wat gaan jy dan doen? Gaan jy my dan kan kry? En dan sê die ma dan aan vir die ma, as jy 'n voeltjie word, gaan ek myself verander in 'n boom dat jy kan kom nes maak in my. En dan sê die hasie, maar ek gaan 'n skipie raak. Ek gaan 'n boot raak. En dan gaan ek wegseil so ver as wat ek kan van jou af. En dan sê die mamma, as jy 'n boot raak, gaan ek myself verander en ek sal die wind word en ek gaan jou seile. Ek gaan in jou seile gaan ek blaas. En dan sê, maar as ek 'n visie raak en wegswem, dan sê die ma, dan sal ek 'n visserman word om jou te vang. En dan aan die einde, dan besef die hasie, maar daar's nie 'n plek waar hy kan gaan, waar sy ma hom nie gaan kry nie. En dan sê, miskien moet ek maar net 'n hasie bly. En dan antwoord die ma, dan sê sy, ag, hier is vir jou 'n wortel. Ek en jy wil wegkruip van God, wil wegraak van God, wil wegraak in ons besig wees, wil wegraak in ons maskers wat ons opsit. Wanneer ons vergeet wie dit is wat ons soek. Wanneer ons vergeet wie God is, wanneer ons vergeet dat God wat jou ken 'n God is, die verbondsgod, Jahwe God is, wat ons in die Nuwe Testament kom wys het, die een is wat kom soek en red
wat verlore is. God wat dit nie kan hanteer dat enige iets van jou of van my verlore is, weg is, nie herstel is, in 'n herstelde verhouding is met hom nie. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Wanneer jy besef dat God die God is wat oral is, die God is wat jou ken, voor wie jy oop en bloot is, ook liefde is. Hy is liefde. Dis dan wanneer jy nie wil wegkruip nie. Maar die digter is nog nie daar nie. As ons verder lees, dan is dit asof hierdie digter besef, maar God ken hom, God weet presies wie hy is, God ken ook sy skadu gedagtes, God weet ook wat hy doen. Dis asof hy voel ontbloot. En nou moet julle saam met my gaan, weet hoe sy gedagtes gaan. Hy sê, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarin sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? En dan noem hy al die bekende plekke, al die plekke wat hy geweet het destyds bestaan. Sê, klim ek op na die hemel, is hy daar. Gaan lê ek in die doderyk, is hy ook daar. Dis Sheol wat hy daar sê. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Waarheen sal jy kan gaan? Wat sal jy kan doen? Wat kan maak dat God jou nie meer kan kry nie? Klim die leer van sukses. Raak net so suksesvol dat jy eintlik nie meer vir God nodig het nie. Raak weg in donker, diep, depressiewe gedagtes. Waarheen sal jy kan gaan? Wat sal jy kan doen? Wat kan maak dat jy op 'n plek is, dat jy jouself op 'n plek bevind waar God jou nie wil hê nie, jou nie gaan kry nie, jou nie gaan kom soek nie. Wil jy nie vir 'n oomblik dink, waar is dit waar jy dink God nie is nie? Ek vertel Vrydag vir die Bybelstudiegroep, ek sê toe ek hier net toe COVID begin het, net toe ons nou nog nie regtig geweet het wat gebeur nie, wat aan die gang is nie. Nou dink ek, sê nou maar, hierdie is nou die begin van die 3de wêreldoorlog. En sê nou maar net, dit is kommunistiese China wat agter alles sit. En sê nou maar net, daai kommunistiese China besluit, hulle gaan Suid-Afrika toe kom en al die Christenleiers gevange neem. En sê nou maar net, ek is nou een van hulle. Wat is die ergste plek waar ek sal kan wees? En dan het ek gedink, so miskien as ek die toilette moet skoonmaak van een of ander Chinese keiser. So miskien is dit die ergste plek waar ek kan wees. Dis daar waar God dalk nie kan wees nie. En dan besef ek maar, selfs as dit gebeur, selfs as die heel ergste, weet ek nie, hier is nou 'n bizarre voorbeeld nie, maar waar is dit waar jy dink God nie kan wees nie? Wat se diagnose moet jy kry? Wat se diagnose met iemand vir wie jy lief is kry? Wat sal maak dat jy glo, God soek my nie, God is nie daar nie, hy is nie ook te midde hiervan, hierin krybaar nie. Hy vind jou, hy sien jou, hy is ook daar. Die digter kom agter, maar daar's nie 'n plek waar hy kan dink waar God nie kan wees nie. God is oral. Kom ons lees verder. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. Die digter
kom agter, maar dit selfs nie begin, Genesis 1, as ons nou mooi dink, sê, dit was donker op die diep waters, en wat het gebeur? God het gesweef oor die donker diep waters, en hy het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God is nie verleë oor donkerte nie. Hy is nie verleë oor donkerte in jou gemoed nie. Hy is nie verleë oor donker. Hy is nie verleë daaroor as die ligte afgaan nie. Want hy is lig. Selfs die duisternis is vir God so goed, soos lig. En dan is dit asof daar 'n skuif is in die digter. Hy kom agter dat U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Onthou nou, hierdie is geskryf lank voor sonaars. Onthou, destyds het 'n vrou se maag begin groei en dan het daar 'n baba uitgekom. Niemand het geweet dat dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is nie. Niemand het geweet wat daar aan die gang is nie. Maar die digter besef, ook daar was God teenwoordig. God was teenwoordig toe jy en ek geskep is, aan mekaar geweef is. Toe was hy daar. En hierdie wete is 'n gedagte wat jou en my met verwondering kan vul. Wil jy nie vir 'n oomblik net na jou eie hand kyk, net vir 'n oomblik en besef maar, hierdie hand van my lyk regtig anders as die persoon langs my sin. En God was betrokke in die skep daarvan. Hy het jou en my gemaak. Verlede week het Fred gesê, kyk na die persoon langs jou en sê, ek is so bly ek lyk nie soos jy nie. Maar partykeer wens ons lyk soos die persoon langs ons. Ons wil eintlik graag lyk soos hulle as wat ons wil lyk soos onsself. Maar die digter kom agter, maar hierdie menswees van hom, dis op 'n wonderbaarlike wyse aan mekaar gesit. Dink vir 'n oomblik aan wie God jou gemaak het. Dink aan jou eienskappe, jou verlede, jou toekoms, waar jy is op die oomblik in jou lewe. En as mens mooi daaroor dink, weet daar's nie 'n ander persoon wat dieselfde DNA het nie. Daar's nie 'n ander persoon wat dieselfde geskiedenis het nie. Niemand is soos jy nie. En vir die digter in hierdie psalm is dit 'n gedagte wat vir hom laat sê, wow. Wanneer laas het jy in die spieël gekyk en gesê, wow. Ek sien nie enige, ek weet nie wie hier is wat dit eintlik regtig reg kry nie. Maar die digter sê, wow. Wow oor dit wat God gemaak het toe hy hom gemaak het. Wat is dit wat jou in verwondering laat? Wat is dit wat vir jou laat sê, sjoe, wat is dit wat vir jou trane in die oë gee, omdat dit net so ongelooflik, onbegryplik fantasties is? Wanneer laas was jy regtig hoendervleis as gevolg van dit wat jy beleef het? Wanneer jy ontdek wie jy is, wanneer jy ontdek wat God dink wanneer hy na jou kyk, wanneer jy ontdek hoe betrokke God in jou lewe is en dat hy in liefde besig is om te werk deur jou en in jou en vir jou, kan jy op geen ander plek kom as om te sê, wow, sjoe. Die digter gaan aan, vers 16. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. En baie keer ervaar ons nie dit nie, nee. Baie keer ervaar ons maar, ag nee, ek hou nie van dit wat die Here nou mee besig is in my lewe nie. En baie keer
kan ons dink dat dit 'n bietjie van 'n deterministiese manier is van kyk na die lewe. God was besig, hy het 'n ding geskryf en nou moet ek nou maar hierdie storie leef, maar ek glo nie dit is hoe dit is nie. God is betrokke, hy is mede-outeur, hy is mede-skrywer van jou lewensverhaal. Hy is besig om hierdie verhaal te skryf. En een van die ander vertalings sê, wanneer ek klaar is met dit waarmee u besig is, weet, as ek gaan slaap en wakker word, dan is u nog steeds besig met my. God raak nie aan die slaap oor jou nie. God raak nie aan die slaap of gee moed op, omdat jy dalk nou 'n verkeerde besluit gemaak het, of 'n verkeerde tree gegee het, of nie meer is waar hy wou gehad het jy moet wees nie. Hy is die heeltyd besig daarmee, en hy is die heeltyd besig om saam met jou aan jou lewensverhaal te skryf. Is dit nou al iets waaroor jy wil sê, wow? Sê gou wow. Kry net gou daai gevoel. En vir die digter sê, wanneer ek besef dat dit is hoe God wat die wêreld geskep het, die God wat die aarde, lees ons in Jesaja, in sy hand vashou, God wat van altyd af is, God wat nooit ophou bestaan nie, God wat nooit sluimer of slaap nie, dat God wat liefde is, wat heilig is, wat alomteenwoordig is, dat hy op hierdie manier betrokke is in jou en in my lewe, kan jy nie anders as om te sê, wow. Hierdie is 'n heilige spasie. Dit wat ek doen is elke liewe dag, elke liewe oomblik in die teenwoordigheid van God. God sê nêrens, o nee, sis, hier wil ek nie wees nie, inteendeel. Hy is in elke oomblik teenwoordig. Ja, as ek hierdie gedagtes wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. God is betrokke, teenwoordig in jou lewe. God ken jou. Jy is volgens hierdie Psalm geken. Jy word diep intiem geken. Jy word nie net geken nie, jy word ook gevorm. God vorm jou, hy het jou gevorm, hy is besig om jou te vorm en hy is besig om saam met jou lewensverhaal te skryf. En dan kom daar 'n wending in hierdie Psalm, wat mens eintlik sou sê, dit voel nie regtig fit pas nie. So eintlik as mens so hierdie Psalm preek, dan wil jy sê, okay, miskien is hierdie vir 'n ander keer. Maar dit is asof toe die digter besef, maar dis hoe betrokke God in sy lewe is. Toe kry hy daai gevoel wat ek en jy ook baie keer kry, en hy sê, as u tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars, dis hulle wat bose planne teen u smee, wat so vals teen u optree. Moet ek die haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerstand hê in mense wat teen u in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Ja, wanneer jy begin besef God is vir jou, wanneer jy begin agterkom God is in jou kamp, is die versoeking daar om te glo, maar as God vir my is God teen hulle. Hulle wat my ongemaklik laat voel, hulle wat anders dink as ek. My huweliksmaat vandag, wat ek nie baie van hou nie, my sibbe, my broer, my suster, my kollegas, weet jy, wil eintlik vir die Here sê, ag Here, straf hulle net vir 'n oomblik, laat hulle net gou agterkom hoe bad hulle is. Dis asof jy wil sê, okay Here, trek hierdie sirkeltjie om my, want ek is mos reg. U ken my gedagtes, u ken my bedoelinge, my intensies. U weet, wanneer ek so oop en bloot voor u is, dat ek eintlik die beste vir almal altyd wil hê. Regtig?
En in hierdie eerlike oomblik waar die digter eintlik die streep in die sand wil trek en sy kringetjie rondom hom wil trek en sê, maar ek is reg en al die ander mense is verkeerd, is mos verkeerd. Is dit asof hy wakker word? Want die heel laaste 2 verse is, deurgrond my, o God, dis dieselfde woord as daar heel aan die begin, ken my diep, ondersoek my, het die vergrootglas bo my lewe, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, my ongemaklikheid raak. Here, want ek kom agter alles is nie pluis nie, alles is nie pluis in hierdie verhouding waarna ek nou is nie, alles is nie reg nie, alles loop nie reg nie, en dan kom ek dink die heel eerlikste sin in die hele Psalm, en hy sê, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op u beproefde pad. Vanoggend het ek vir jou baie goeie nuus. God ken jou. Hy ken jou diep persoonlik. God ondersoek jou. God vorm jou. Hy is besig om jou lewensverhaal saam met jou te skryf. En God lei jou. En partykeer lei God jou in jouself in. Dan kom jy agter, maar Eintlik sukkel jy nog met bitterheid, eintlik sukkel jy nog met hoogmoedigheid, eintlik sukkel jy met 'n harde hart. En dan die uitnodiging. Wil jy nie ook vanoggend, ook op hierdie manier sê, Here, deursoek my, deurgrond my hart, ondersoek my en sien my onrus raak en kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. Want jy kan nie iets vir God wegsteek nie. Jy kan nie iets vir God wegsteek nie. En hy is nie verleë of geskok oor jou gedagtes nie. Jy kan dit maar alles net vir hom gee. En sê, Here, verander my hart. En dan kan jy en ek saam met Romeine 12 sê, waar Paulus sê, laat toe dat julle denke vernuwe word, sodat jy kan onderskei wat die wil van God is. En mag jy dan nou môre, wat 'n lekker vakansiedag is, vir jouself tyd gun. Vir jouself tyd gun om ergens in die son te gaan sit en verwonder te raak oor die wete dat jy nie vir God kan wegkruip nie. Maar ek wil nie hê moet dit as 'n, weet ek is bang, ek kan nie vir God wegkruip nie, is, sjoe, God is so lief vir my dat hy nie gaan toelaat dat ek van hom af wegkruip nie. En laat toe dat hy jou oortuig dat hy betrokke is in jou lewe. En as daar onrustigheid in jou gemoed is oor enige iets, sê vir die Here, Here, lei my op die beproefde pad. En dis een van die heel gevaarlikste gebede wat ek en jy kan bid. Maar ek dink ook die mees opwindendste gebede wat ons kan bid, want hy beloof, hy sal. Jy is geken, jy word gevorm, en jy is gelei. God lei jou. So ek dink dis die 3 kernwoorde in die Psalms. Ons kan dit so 'n bietjie uitbrei, daar's 'n bietjie meer. Nie net is jy geken, gelei en gevorm nie, jy word gesien, jy word geken, jy word omsluit, jy behoort. Jy is gevind. Jy word vasgehou. Jy word gevorm. God het jou bedink. Hy is betrokke. Hy begrens jou ook. En daarom sal hy jou lei. Jy kan nou, as jy die Bybel oop voor jou het, kan jy sommer gou-gou deur die Psalm lees en kyk watter van daai woorde lees jy raak, of as jy net vir 'n oomblik na hierdie wil kyk en verwonderd wil wees oor die waarheid van jou vanoggend. En ek vir jou 'n paar oomblikke gee daarvoor. Wanneer jy jou brein oopsny, as mens dit nou sou regkry, wat is dit wat daar gaan uitbeel, behalwe nou die bloed in die guts? Nu sal dit wees as die liefde wat God vir jou het, dat dit die bottom line is.
Sê, God ken jou. Hy sien jou. Hy sê, jy behoort aan my. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons sien. U sien dwars deur ons. U ken ons. Ja, en omdat U ons sien en omdat U ons ken, wil U nie weg van ons af wees nie. Al is U heilig en sonder sonde, kies U om nie weg van ons af te wees nie. U roep ons nader. U lok ons nader. U wil ons intrek, nader aan U trek. Weet, saam met die digter, saam met Dawid wil ons ook vanoggend sê, Here, deurgrond ons, ondersoek ons en daar waar ons ongemaklik voel, oor plekke waar ons onsself bevind, daar waar ons dalk rondloer of wegkyk van U af. Wil ek vir U vra, maak ons so onrustig, dat ons nie anders te kan as om te wil terugdraai na U toe nie. Deurgrond ons, o God, deurgrond ons as gemeente, ondersoek ons en lei ons weer op die beproefde paaie. Dankie Jesus dat U gekom het om te soek en te red wat verlore is. Dat U ook gekom het om daai dele in ons harte wat verlore is. Dat U gekom het om dit te soek en om dit ook weer te bind aan God die Vader. Amen.